vroeg op, dis goed. Ja, ek word vroeg wakker. Hi Pieter, wat maak jy nou al hier? Kom jy altyd so vroeg? As ek nie verslaap nie. Hi. Ooh. Wat trek so aan my? O, ek sien is dit die ou klein lammetjie. En lyk my jy hou van Bokoe. Hoekom gaan jy nie saam met Pieter nie? Kan ek? Gee oupa nie om nie? Hoekom sal ek nou omgee? Maar jy gaan op een voorwaarde, jy moet eers jou gesig was. Sal jy vir my wag? Ja. Dankie. Vir wat staan jy net daar? Kom. Ja, goed. Toe nou, kom nou. Ai. Oh. As jy 'n pad kos, sal jy nie honger nie. En onthou om vir hy ook te gee. Pieter! Is my gesig nou skoon genoeg? Oupa, kan ons maar gaan? Ja, nou lyk jy mos mooi. Regtig? Kom Josef saam met ons? Nee, ek glo nie hy sal nie. Josef, wil jy saamgaan? Maak oop jou oë. Loop nou julle twee en wees versigtig. Ja. Natuurlik sal ons. Vandag gaan Heidi vir die eerste keer saam met Pieter en die bokoeie na die weiveld toe. Sy het haar skoene by die huis laat bly, want sy wil net so vry wees soos die bokoeie. Hulle loop deur diep klowe, klouter berg af en dan weer op, en tot Pieter se verbasing word Heidi glad nie moeg nie. Haar mond is nie 'n oomblik stil nie. Sy vra die een vraag na die ander en babbel aanhoudend. Sy vra uit oor die wolke en wat die berge se name is. En elke keer as hulle 'n nuwe blommetjie teekom, moet Heidi eers stil staan om dit te bewonder. Kom ons hardloop. Stop! Bly hier! Staan stil! Kom hier, kom terug! Wat gaan met julle as julle lap? Elf, 15, 21, 49, 52. Dis baie. 1, 2, 3. Maar wat, Heidi? 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 Heidi! Waar's jy? Heidi! Heidi! Weg. Sy het verdwyn. Soos 'n groot speld. Heidi, antwoord my. Sê tog iets. Hoekom skree jy so? Sommige oor dit vir my lekker is. Ek hou baie daarvan om so te skree. Ek het gedink jy roep my. Hoekom het jy dan nie geantwoord toe jy hoor ek roep nie? As jy iets oorkom, sal daai oupa U van jou my lewendig afslaan. Ek maak jy mos niks nie. Hoe moet ek nou weet? Hey, wat maak jy daar? Kom loop. Oorie, hoekom verniel jy die blomme so? Wat wil jy daarmee maak? Ek verniel nie die blomme nie, ek pluk hulle net. En as jy nie weet hoekom nie, is jy baie, baie dom. As jy 'n bokoei was, sou gesê het jy wil dit eet, maar nou is jy nie in jou vis hier. Oei. Ek weet regtig nie hoekom jy dit wil pluk nie. Toe sê vir my hoekom. Miskien is jy tog 'n bokoei, so mooi met horings. Nee. Ai, die ou bokoei. As jy dan wil weet, ek gaan al die blomme in my bed sit sodat dit net so mooi lyk soos die veld. Jy het 'n skroeflos. Kom jy saam? Kom ons gaan maar. Wat's daai mooi voeltjie wat op die dak sit se naam? Ek weet nie. So net mooi voeltjie. Kyk. Wat se dier het nou net daar aan die boom gesit? Ek kan nie glo dat jy nie weet wat dit is nie. Nee, maar ek is seker ek het dit al elders gesien. Pieter, kyk daar is ou hasie. Kom ons loop verder. Hoekom het hy dan vir my weggehardloop? Hoe sal ek tog nou weet? Kom tog nou. Waar gaan ons nou? Ons moet seker een of ander tyd bo kom. Hi Pieter, kyk daar vlieg 'n arend. Dis
Dit lyk my jy weet net mooi niks nie. Dit was nie arend nie, 'n raaf. Ooh. Ons is amper daar, maak gou. Ja, ek kom. Hardloop vinniger. Eers by die klip het gebeur. Pragtig. Sjoe, is dit alles sneeu daaronder? Ja, wat anders? Haai, die son kan seker nie bykom nie, né? Ek weet van iets beter om te doen as om na die kloof te staan en kyk. Ja? Ja. Ek moet net eers gaan my blomme gaan bær en dan kom ek, hoor. Ek sit hulle by jou sakkie. Ag nee man, jy het dan gesê jy gaan in 'n speletjie ding wat ons twee kan speel. Ek het nooit niks van speel gesê nie. Jy het gesê jy weet van iets beter is om in die kloof te kyk. Ek weet ek doen dit mos al klaar. Doel jy slaap? Maar wat dan anders? Kan jy aan iets beter dink as om in die son te lê en slaap? Slaap. Nou ja, ek weet wat jou mekeer Peter, jy weet nie hoe om te speel nie. Jy wil tog nie regtig slaap nie. Nou weet ek jy speel maar net. Peter, jy kan mos nie net slaap nie. Dan kom jy raaf terug. Hoekom is hy so groot? Heidi! Waar is jy, Heidi? Sê iets! Moenie laat los! Hoi, kom hy weer. Hou vas! Bly kalm! Ja, daai groot raaf het my uit die boom uit tot hier gegooi. Bly net daar, kom jou help! Stadig so ja. Het was amper. Jy moet altyd naby my bly, Heidi. Ek was nie ver van jou af nie. Ek wonder waarheen vlieg die raaf nou. Dis glad nie 'n raaf nie, Heidi, dis 'n arend. Ag, dit maak tog nie saak wat dit is nie. Natuurlik maak dit saak. 'n Raaf sou jou nie uit die boom gegooi het nie. Nou goed dan 'n arend, maar ek weet nog nie waarheen hy vlieg nie. Jy weet tog ook nie. Toe Peter, sê my 'n bietjie. Jy kan my ook nie sê waarheen hy raaf vlieg nie. Wat ek graag wil weet is of jy daar waar jy eers gebly het ook so met die kinders aangegaan het soos jy met my aangaan. Jy praat met 'n mens asof jy sommer 'n stuk lap is. Ek sê jy is 'n arend. O, alle huis gou op sy perdjie. Daar is jou kaas, hoekom eet jy nie? Moenie bang wees nie, jy sal niks oorkom nie, man, is lekker. Dit is dan so 'n groot stuk. Hy het seker gestik. Ooh, melk. Gee my ook, ek is dors. Jy sal dit tog nie reg kry nie. Ek skaad, dankie. Ek wil ook gehad het.
Hier's nog, Pieter. Jou oë is so groot soos waawiele. Vat maar, ek gee dit graag vir jou. Ek kan nie so baie eet soos jy nie. Toe man, vat dit. Gee jy so waar vir my vir joue? Ja, ek wil dit nie hê nie, vat dit. Baie dankie. Wil jy dit regtig nie weer terug hê nie, Heidi? Nee, regtig nie. Pieter, wat is daai ou bondetjie daar oorkant se naam? Haar naam is soos hy lyk. Dan sy naam ou Bonte, né? En daai ou bok ooi daar oorkant? Haar naam is maar net oudste. Ag nee, wat was haar naam toe sy klein was? Sy kon tog nie van die begin af oud gewees het nie? Ek weet nie meer nie, almal sê vir haar oudste. Haai. Wat wil die Bonte dan van oudste hê? Jy is ook my skierig, sy wil speel. Ag, Snoekie is tog die mooiste. Ag nee, jy verbeel jou maar net. As hulle klein is hulle almal mooi. Ek dink sy's vreeslik mooi. Kyk, sy het verstaan wat ek gesê het. En dis hoekom jy na my toe kom, nee, Snoekie? Kyk 'n bietjie daaroor kan. Dis maar mooietjies. Maar mooietjies waar? Daar is hulle nou alweer weg. Haai, wag! Bly dood stil staan. Eet jou. Staan toch stil, jou dom ding. Gryp die ander been. Ek kom help jou. Ek kan nie bykom nie. My arms is te kort, Pieter. Wag. Ina. Hierso. Doe nou, bok in die gras. Is lekker gras. Toe eet ek. Toe. Dat sê. Smaak lekker, né? Sjoe, ek is bly ek het daaraan gedink. Ja, het was slim. En hierdie juffrou moet 'n les geleer word. Jy doen dit nie weer nie, hoor jy? Nee, jy mag haar nie slaan nie. Hoe anders as sy leer wat sy mag en wat sy nie mag doen nie? Nee, Pieter, moenie. Asseblief. Dis ons skuld omdat ons nie gekyk het nie. Moenie bang wees nie, ou Bonte, hy mag jou nie slaan nie. Snaaks. Maar skielik wil ek haar nie meer slaan nie. Ek weet nie hoekom nie, maar ek is jammer ek wou haar slaan. Ah, sal jy my nou kan sê waar die raaf gevlieg het? Wat my keer? O, ek sien jy weet nog steeds nie waar hy gevlieg het nie. Toe stry. Dit was 'n arend. Ek raak altyd te mekaar. Jy moet nooit weer 'n bokboei slaan nie, hoor Pieter? Ons moet nou huis toe. Nie nog bly nie. Ek het nog nie die marmotjies gesien nie. Nee, ek moet die trop onder in die dorp kry voor die son ondergaan. Kom, jy kan ons die bokke later afneem of wil niemand hulle dan meer hê nie. Ja, maar net nou breek hulle bene. Pieter, kom gou hier. Alles is skielik so rooi soos vuur. Die bergtop lyk soos regte goud. Ja, dit lyk altyd so. As die son ondergaan, dan is alles bloedrooi. Dit is vir my mooierig. Kyk daar, Heidi, daar oorkant, daar is hy weer.
Waarso? In die lug waar anders. Ja, my raaf. Ek gee hom. Hierdie dag, die eerste dag wat Heidi saam met Pieter en sy trop in die berge deurgebring het, eindig vir Heidi nes 'n sprokie. Sy het diere gesien waarvan sy nog nooit eens gehoor het nie. Maar die belangrikste, sy het vir die eerste maal gesien hoe die berge gloei in die lig van die ondergaande son. Ag, nou is dit weer weg. Dink jy mense dit elke aand hier in die berge kan sien, Pieter? Ek wil dit so graag weer 'n keer sien. Maar Heidi, jy sal weer. Die son gaan elke aand hier bo onder. Is baie keer nog mooier. Pieter, jy het iets vergeet. Jy het my nog nie gesê waarheen hy gevlieg het nie. Na sy nes toe. Het jy die hele tyd geweet? Ja, natuurlik. En jy sê my nie. Nee, Hoekom nie? omdat jy die hele tyd ons mooi arend te raaf genoem het. Josef, oupa, ons is terug. Dit lyk my jy het dit geniet. Jou hele gesig straal van vreugde. Ek het, oupa. Dit was wonderlik. Tada, Heidi. Totsiens, Pieter. Tot môre. Kom aan my, hoor. Ja. Tada. Dit was lekker. Sê my oupa, het oupa geweet dat arende mense van berge afgooi, maar rawe doen dit nie. En dat 'n mens oral blomme kan kry. Wat bekeer hulle, oupa? Kyk hoe lyk hulle nou. Hoekom lyk hulle so? Hulle was dan so mooi geweest. Jy het hulle seker die hele dag styf toegedraai gehad. Blomme het water nodig. Hulle het son nodig, vars lug en water. As hulle dit nie het nie, verwelk hulle. Ek is baie jammer. Hoekom doen ek al die verkeerde ding? Heidi is baie treurig oor haar blomme. Maar soos sy maar is die treurigheid gou weer vergete. En die aand, nadat haar oupa die tafel gedek het, babbel sy weer sonder ophou. Haar mondjie staan nie 'n oomblik stil nie. Sy beskryf alles wat sy die dag ondervind het, elke dingetjie. Sy vertel van die arend, van die marmotjies, van Pieter en dat sy hom laat beloof het om nie weer die diere te slaan nie. Ook van die pragtige sonsondergang. Oupa weet net nie hoe mooi nie. Ek weet, Heidi, ek weet hoe mooi. Dis hoekom ek hier bo in die berge bly. Ek sal nooit onder na die dorp toe trek, nie vir geen geld ter wêreld nie. Hier in die berge is ek net so vry soos die arend van wie jy nou net vertel het. Oupa het skielik baie ernstig geword. Hy dink aan die arend en aan sy vrye lewe in die natuur. En ook hoe die mense hom bewonder, maar ook vervolg. Heidi is skoon verskrik. Skielik begryp sy dat haar oupa vir wie die dorpsmense so spot, baie soos die arend is. Ek gaan van vandag af altyd by oupa bly. Ek sal nooit weer weggaan nie. Ek wil vir altyd soos oupa lewe. En eendag sal ek net soos oupa word. Ek sal net nie so 'n baard hê nie. Dit wil ek nie hê nie. Wat sê? Hy sê, Heidi. Is oupa kwaad? Nee, hoekom sal ek nou kwaad wees? Ek is jammer as ek jou laat skrik het. Ek het maar net aan iets gedink, maar dit het niks met jou te maak nie. So eindig 'n wonderlike dag vir Heidi. Sy probeer natuurlik die oomblik wanneer daar vir haar gesê word, toe, bed toe Heidi, so lank as moontlik uitstel. Sy's maar net soos alle ander kinders. Maar die oomblik breek tog aan. Sy klim in haar bed. En toe haar oupa haar kom toemaak, is sy lankal reeds in droomland. Vannag droom Heidi van bokooie, steenbokkies, berge en van marmotjies.
Die volgende oggend, toe die son sy kop uitsteek, spring Heidi uit die bed uit. Sy is ook skaars op of sy begin met haar streke. Dis die dag wat sy Piep optel en van daardie oomblik af bestaan niks anders vir haar nie. Piep het gedurende 'n storm uit sy nesie geval en Heidi verpleeg hom tot hy weer sterk en gesond is. Die hele dag deur soek sy vliee en muggies vir hom en partykeer vang sy sommer slakke en akedissies ook. Al gril sy haar dood vir die goed wat sy moet vang, vir Piep is niks te veel moeite nie. Maar hiervan sal ons volgende keer vertel. Heidi.